Laasweek het ons gesê dat ons rol as gelowiges is om ligdraers in hierdie wêreld te wees. Net soos wat die sterre in die naghemel die duister deurbreek en hulle lig skyn, so is dit elkeen van ons se verantwoordelikheid om die lig van Jesus Christus te weerkaats na ander toe in hierdie wêreld. Anders gestel moet ek en jy, nes die vroeë gelowiges, disippels of getuies van Jesus Christus wees. Hy self het in Handelinge 1 vers 8 gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Nou, die Griekse woordjie wat gebruik word vir getuie is martus, en dit is ook waar ons die woord martelaar vandaan kry. So 'n getuie was nie net iemand wat iets gesien of gehoor het nie, maar dit was iemand wat so oortuig was van sy of haar belewenis, dat hierdie persoon bereid was om daarvoor te ly of selfs te sterf. Daarom was getuies so belangrik gewees in die Romeinse stelsel. Hulle getuienis kon die verskil beteken tussen lewe en dood vir die persoon wat beskuldig is. Daarom moes 'n getuie se verklaring betroubaar en onweerlegbaar wees. Dit moes feitelik wees. Dit moes gebaseer wees op eerstehandse kennis en ervaring. Nou wanneer Jesus sy disippels oproep om sy getuies te wees, vra hy hulle om die boodskap van die evangelie, dit wat hulle eerstehands gesien en beleef het, uit te dra. En hulle was so oortuig van dit wat hulle ervaar het, dat hulle dit gaan verkondig het, selfs te midde van vervolging en swaar kry. So het baie van die vroeë gelowiges en ook Christene vandag werklik martelaars geword weens hulle standvastige getuienis van hulle oortuiging van wat hulle gesien het en ervaar het. Teologies gesproke beteken om 'n getuie van Christus te wees dat ons die waarheid van sy lewe, sy dood en sy opstanding bevestig deur ons woorde en ons dade. Ons is geroep om die goeie nuus te deel en ander te vertel van die hoop wat binne ons is, soos jy lees in 1 Petrus 3. Ons verantwoordelikheid as getuies is nie net om te praat nie, maar om te leef op 'n manier wat die transformasie wat Christus bring, te weerspieël. Ons lewens moet 'n lewende getuienis wees van God se liefde en sy genade. So, hoe kan ek en jy beter getuies wees? Wel, deur die krag van die Heilige Gees, vra en vertrou die Heilige Gees om jou te lei tot en deur geleenthede om 'n getuie te wees. Dis deur sy leiding en invloed dat ons effektief kan getuig. Leef met oortuiging en integriteit. Ons lewens moet ooreenstem met ons getuienis. Wanneer ons met integriteit leef, gee ons gewig aan ons woorde. Mense sien deur onegtheid, daarom moet ons opreg en eg wees in ons geloof. Wees bereid om op te offer, soos die vroeë Christene en baie gelowiges nog vandag, moet ons bereid wees om opofferings te maak vir die evangelie. Dit beteken dat ons gemak, ons tyd en selfs ons reputasie soms op die spel sal wees, maar Jesus is dit werd. En dan 4, deel jou persoonlike getuienis. Jy het al ervaar hoe Jesus jou lewe radikaal kom verander het en niemand kan daardie ervaring van jou af wegvat of ontken nie. So deel dit met ander. Jy weet nooit hoe jou verhaal iemand se hart kan aanraak nie. Om 'n getuie van Jesus Christus te wees is 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid wat elkeen van ons het. Dit vra van ons om met moed en toewyding te leef, in die waarheid te leef, in die waarheid van sy liefde te leef, om te leef vir die een wat sy lewe vir ons gegee het. So wees hierdie week 'n getuienis van Christus se liefde en sy genade en mag ons deur as getuies te leef, ander inspireer om ook dieselfde te doen. Tot die volgende.